Kom in die teenwoordigheid van die Here. Dit is 'n voorreg om hier te wees saam met u, om die Here te eer vanoggend, om sy lof te besing, om hom te aanbid, hom te verheerlik, om as sy volk met hom 'n gesprek te voer, en ook na die feesmaaltyd van die nagmaal te kom. Terwyl u so sit, kom ons verootmoedig onsself in die teenwoordigheid van die Here. Aan u, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in hemel en op aarde. Aan u, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, is met elkeen van ons. Amen. Kom ons sing nou die lof van die Here met die woorde van Psalm 68. Ons sing Psalm 68 vers 12 en 13. U sal onthou dat ons besig is met so 'n bietjie van 'n reeksie deur Psalm 68. Ons maak vandag, as die Here wil, klaar met Psalm 68. En ons sing nou hierdie twee verse, Psalm 68 vers 12 en vers 13. Psalm 68 vers 12 en 13 en daarna kan u weer u plekke inneem. Ons gaan vanoggend die wet van die Here lees uit Matteus hoofstuk 22. Matteus 22. Ons moet vanoggend daaraan dink dat God se wet vir ons
leer waarvoor God lief is, maar ons moet ook besef, om regtig vir iets lief te wees, beteken jy moet haat wat die teenoorgestelde is daarvan. As jy werklik vir iets lief is, dan impliseer dit noodwendig dat jy die teenoorgestelde van dit nie lief het nie, dat jy die teenoorgestelde van dit haat. En as God se wet vir ons leer waarvoor hy lief is, naamlik hy is lief vir dinge wat goed is, dinge wat waar is, dinge wat mooi is, dan impliseer dit ook noodwendig dat hy die dinge wat nie goed is nie, nie waar is nie, nie mooi is nie, haat. Hy is 'n vyand daarvan, hy voer oorlog, dit is ook 'n aansluiting by die prediking, hy voer oorlog daarteen. En van nature moet ek weet, dit is ook ek, dit sluit my in. Van nature is ek 'n sondaar, van nature hou ek nie hierdie wet van die Here nie, van nature leef ek nie op so 'n manier dat ek sy liefde en sy genade verdien nie. Ons moet dit besef, want eers as ek dit besef en dit bely voor die Here, as ek berou toon oor my sondes, dan kan ons hoor dat hy ons daarvan vergewe. En dit is wat ons vanoggend kom gedenk, hier by die nagmaalstafel. Dat ons God se liefde nie verdien nie, maar dat hy dit nogtans vir ons skenk ter wille van die bloed van Jesus Christus. Kom ons lees Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy, die Sadduseërs, die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Soli Deo Gloria. Dit is een van die slagspreuke wat hier op die kansel staan. Aan God alleen die eer. En dit is ook waaroor hierdie liefdesgebod van die Here gaan. Ek moet in my totale wese God lief hê, en alles wat ek doen, moet tot sy eer alleen gerig wees. Dit is wat God van ons eis. Dit is hoe ons as God se skepsels veronderstel is om te lewe. Maar ons almal skiet tekort, ons almal doen sondes, en daarom laat ons nou die Here aanroep vir sy genade. Ons doen dit deur sittende saam te sing uit Psalm 130. Psalm 130, en ons sing daar vers 1, ons sing die eerste beruiming van Psalm 130, ons sing die eerste vers, ons sing dit ook sittende. Ons het nou ons sondes bely, en die Here antwoord op ons skuldbelydenis deur te verklaar dat die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vergifnis en versoening verkondig aan elkeen wat met 'n ware geloof en 'n opregte berou in sy of haar hart
'n belydenis van die sonde skuld gedoen het. Maar in hulle wat volhard, wat die sonde nie bely nie, verkondig God dat hulle steeds sy vyande is en dat sy oordeel wat vreeslik is vir hulle wag. Ons lees in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Bely u oortredinge. Ons sal dan barmhartigheid vind. Amen. Kom ons sing nou staande, Gesang 42. Gesang 42, ons sing oor die genade van die Here. Ons sing Gesang 42 en ons sing daar vers 1 en vers 2 en daarna kan u bly staan, dan doen ons geloofsbelijdenis, Gesang 42 vers 1 en vers 2 en daarna kan u bly staan. Ons gaan ons geloof in God bely en direk daarna gaan ons die derde vers van Gesang 42 sing. As ek amen gesê, dan antwoord ons direk daarop deur die derde vers van Gesang 42 te sing en daarna kan u weer gaan sit. Ons lees die geloofsbelijdenis van Sia. Dis ons geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En direk daarna antwoord ons met Gesang 42 vers 3 en daarna kan u weer gaan sit. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria,
en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons gaan nou lees uit Psalm 68. Psalm 68. In 'n sekere sin is dit 'n bietjie van 'n vreemde psalm om by stil te staan aan die einde van Pinksterweek, en ook in 'n sekere sin 'n vreemde psalm om by stil te staan as ons die nagmaal vier. Maar tog verkondig die woord van die Here aan ons een evangelie, een boodskap. Dis een woord van God. En hier spesifiek in die deel wat ons nou gaan lees, eerstens Psalm 68 kom, dit is 'n psalm wat tradisioneel in die ou Joodse kringe en in die Christelike kringe baie gebruik word tydens Pinkster. Dit word deur Paulus aangehaal, het ons gesien by die hemelvaartdiens, deur Paulus aangehaal in Efesiërs 4 vers 8, om te praat van die hemelvaart van Jesus Christus. So dit is 'n psalm wat ons in hierdie tyd kan gebruik. Maar spesifiek vanoggend gaan ons nou stil staan by die eer van die Here. Die eer van die Here. En 'n mens kan dink aan wat ons kom doen aan die einde van Pinkster, is ons eer God vir die feit dat hy sy gees in ons uitgestort het. Ons kan God nie eer sonder sy gees in ons nie. En as hy sy gees vir ons gee, is die spontane reaksie van sy volk om hom te eer. En dan spesifiek met nagmaal, wanneer ons die nagmaal gaan vier, wanneer ons deelneem aan die brood en die wyn, dan eer ons God ook in 'n feesmaaltyd. Ons dink aan die bruilofsmaal van die Lam, waar die lofgesange en die eer van God se volk, wat uit alle volke, nasies en tale versamel sal word, wanneer daardie eer voor die Here gesing sal word. Ons gaan lees uit Psalm 68 vers 20 tot 32. Ons het nou reeds stilgestaan by die begin en die einde van die Psalm. Ons het ook stilgestaan by die middelste gedeelte tydens Hemelvaart, en nou sluit ons vandag dan af deur die enigste oorige gedeelte nou vandag te behandel, Psalm 68 vers 20 tot 32. Voor ons die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam.
Ons eerwaardige God, ons aanbid U nou en verheerlik U naam. U moet geprys word oor die ganse aarde. Alles wat asem het, o Here, moet U loof en moet sê, halleluja, loof die Here. En hier is ons ook, as U gemeente, as U kerk, as U bruid, as U volk, om U te eer met alles wat ons het. Ons wil hier voor U kom staan en sê, Soli Deo Gloria, aan God alleen alle eer. Help ons daarmee, o Here, help ons daarmee wanneer ons hartseer is, help ons daarmee wanneer ons traag is, help ons daarmee wanneer ons sleg voel, help ons om altyd te besef, aan U kom toe, alle lof en eer en heerlikheid, van nou af tot in ewigheid. Ja, Here, daar moet nie 'n sekonde verbygaan waar U ganse skepping nie U lof verkondig nie. As ons stil word, sê die Here Jesus, sal die klippe begin uitroep, Hosanna vir die seun van Dawid, want dit is hoe hoog en hoe heerlik U eer is. En help ons om daaraan deel te neem. Help ons om U te eer deur dit wat ons nou doen. Help ons om U te eer in hierdie erediens. Help ons om U te eer deur U woord en U te eer deur die sakrament. Ons bid dit nie omdat ons dit enigstens verdien nie, maar ter wille van U eer en in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees Psalm 68, vers 20 tot 32. Hierdie is die woord van die geëerde hoogste God. Geloofd sy die Here, dag na dag dra hy ons. God is ons heil, Sela. God is vir ons 'n God van verlossinge, en die Here het uitkomste teen die dood. Gewis, God sal die kop van sy vyande verbrysel, die harige skedel van hom wat in sy sondeskuld rondwandel. Die Here het gesê, ek sal terugbring uit Basan, ek sal terugbring uit die dieptes van die see, sodat jy jou voet kan steek in die bloed, die tong van jou honde van die vyande sy deel kan hê. O God, hulle sien U optogte, die optogte van my God, my koning in die heiligdom. Vooraan gaan die sangers, daar agter die snaarspelers, tussen jong meisies in wat die tamboerijn slaan. Loof God, die Here in die vergaderinge, julle wat is uit die fontein van Israel. Daar is Benjamin, die kleinste wat oor hulle geheers het, die vorste van Juda, hulle menigte, die vorste van Sebulon, die vorste van Naftali. Jou God het jou sterkte gebied, betoon U sterk, o God, wat vir ons gewerk het. Terwille van U tempel in Jerusalem, sal die konings aan U geskenke bring. Dreig die wilde gedierte van die riet, die trop stiere saam met die kalwers van die volke, die wat hulle self onderwerp met stukke silwer. Hy het die volke verstrooi wat lus het in oorloë. Edeles sal uit Egipte kom. Kus sal haastig sy hande uitsteek na God. Amen. Dit is die woord van die Here. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ek het hier in my hand 'n ou R1 muntstuk. Meeste van u weet sekerlik dat daar op hierdie R1 'n bekende frase gestaan het. Vir die kinders gaan nou maar huis toe en vra vir jou ma om vir jou 'n R1 te wys, een van die ouer R1. Jy gaan kyk dan daar onder die maag van die springbok, sal jy 'n frase daar sien, iets wat daar staan Soli Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Die laaste paar jaar word R1 nie meer gedruk of gemint met hierdie frase op nie. Dis 'n nuwe ontwerp vir hulle. En hulle word nie meer gedruk met hierdie bekende frase op, aan God alleen die eer nie. Die frase staan ook hier op die kansel geskrywe, daar tussen al die ander solas, sal u daar sien, Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. Die vraag vanoggend is, was hierdie frase ooit vir die Afrikaner meer as 'n dooie gesegde op 'n koue muntstuk?
Dit is 'n belangrike vraag om te vra nie waar nie. Was dit ooit iets wat die Afrikaner gedefinieer het? Was dit ooit iets wat ons gedryf het in alles wat ons is en wil doen en wil regkry? Of hier is 'n ander manier om die vraag te vra. As jy vir iemand in die buiteland sou vra, wat weet hy van die Afrikaners, wat sou hy gesê het? Wat weet hulle? Wat is die dinge wat hulle sou noem van die Afrikaners? Waarvan weet hulle? Oscar Pistorius? Dalk weet hulle van die Springbokke? Dalk weet hulle van Driekus Du Plessis? En dalk nie meer onlangs weet hulle van plaasmoorde. Maar waar pas die eer van God in hierdie prentjie in? Hoe belangrik is die eer wat God toekom vir ons volk? Of, hier is 'n meer persoonlike vraag, hoe belangrik is dit vir ons gemeente? Is hierdie vraag regtig iets wat ons gemeente dryf in alles wat ons doen? Is dit ons missie, ons visie, ons hele doel op aarde? Ons sê, dit is waarvoor ons hier bestaan aan die ooste, die suidooste van Pretoria. Ons bestaan hier om aan God alle eer te gee. Of is dit vir ons ook maar net 'n uitgedroogde frase op 'n stuk hout? Soli Deo Gloria. Wat beteken dit vir ons as volk? Wat beteken dit vir ons as gemeente? Wat beteken dit vir u as gesin? En wat beteken dit vir my as mens? Is dit werklik die vuur wat my dryf in alles wat ek doen? Dit is wat ons hier by stil staan in hierdie Psalm. Hierdie Psalm is een groot oproep van lof aan die Here, een groot oproep om die Here te eer met alles wat ons het. Geloof sy die Here, loof die Here, prys hom, bring die eer aan hom. Soli Deo Gloria, dit is die tema vir die preek. Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. En ons sien 3 gedagtes hier, 3 punte. Eerstens, eer God vir sy bloedige verlossing. Tweedens, eer God vir sy kragtige oorwinning. En derdens, eer God vir sy wêreldwye koningskap. So die eerste punt wat ons hier sien is eer God vir sy bloedige verlossing. Ons sien dit daar in vers 20 tot 24. Dit begin daar in vers 20 en sê dit, geloof sy die Here. Dag na dag draai ons, God is ons heil. Geloof sy die Here. Mens kan die Hebreëus ook vertaal om te sê, geseënd is die Here of geëerd is die Here. Die Hebreëse woord gaan daaroor om jou knie te buig. Om jou knie te buig. Sê kniel voor die Here, eer hom, seën hom, loof hom, prys hom. Buig jou knie voor die Here. Waarom? Dag na dag dra hy ons. Ons stap nie op ons eie nie, die Here dra ons en God is ons heil. En dan vers 21 gaan nog verder. Dit sê God is vir ons 'n God van verlossinge. Hy is vir ons 'n God van verlossinge. En die Here het uitkomste teen die dood. Wat sê dit? Die Here verlos ons van die dood. Die Here verlos ons van die dood. En is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? Ons, wat hier sit, ons hoef nie meer slawe te wees van die orde van die dood, wat op die skepping toegesak het weens die sonde van ons verbondshoof Adam nie. Ons hoef nie meer aan die orde van die dood verslaaf te wees nie. Ons hoef nie meer slawe van die duiwel te wees uit vrees van die dood nie, want Jesus het gesterf en opgestaan uit die dood sodat hy ons kan verlos van ons vrees vir die dood. Dit is wat Hebreërs 2 vir ons sê. Ons hoef nie meer slawe van die dood te wees nie. Ons kan die Here eer vir sy verlossing, vir die feit dat hy ons verlos het van die dood. Saam met Paulus kan elke gelowige wat hier sit vandag, kan saam met Paulus in Filippense 1 vers 21 sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Besef u dit? Besef u hoe 'n groot ding dit is om dit te kan sê? Want daar is 'n grappie wat mense maak. Hulle sê, daar is net 2 dinge wat seker is in hierdie lewe, dood en belasting. En daar is 'n sin waarin mense in 'n geval oor die eerste een kan sê, dit is waar. Dit is waar. Daar is min dinge van wat ons so seker kan wees, as dat ons eendag sal sterf. Tensy die wederkoms van Jesus plaasvind voor dan, sal elkeen van ons op 'n stadium die dood tegemoet gaan. En dit is 'n grootse ding, dit is 'n grootse vrees wat by alle mense teenwoordig is. En die evangelie kom sê vir ons, ons hoef nie meer bang te wees vir dit nie, want Jesus het gesterf.
Hy het deur die dood gegaan en lewend opgestaan daaruit. Hy het vir ons 'n baan gebaan waardeur ons ook nou kan stap. Ons kan ook deur die dood gaan en die ewige lewe ingaan. Ons hoef nie meer te vrees vir die dood nie. God verlos ons van die dood. Die Here het uitkomste teen die dood. En dan vers 22 tot 24 beskryf 'n bietjie vir die volk van Israel 'n spesifieke manier hoe God hulle van die dood verlos. 'n spesifieke manier hoe God hulle van die dood verlos. En dit sê vir hulle, hy red hulle van hulle vyande. Hy red hulle van hulle vyande wat hulle wil doodmaak. Hoor net daar, vers 22. Gewis, God sal die kop van sy vyande verbrysel, die harige skedel van hom wat in sy sonde skuld rondwandel. Vers 23 sê dan, daardie vyande van God, hulle kan glad nie van hom wegkom nie, selfs al vlug hulle na Basan, die hoë berge van Basan, God sal hulle van daar af terugbring, selfs al vlug hulle na die diep kuile van die see, God sal hulle ook van daar af terugbring. Waar ook al die vyande heen wil vlug, of dit nou hoog of laag of diep is, God sal hulle terugbring om hulle te veroordeel, om hulle te verpletter. En dan vers 24, skok 'n mens eintlik as jy dit lees. Vers 24 sê, sodat jy jou voet kan steek in bloed, die tong van jou honde van die vyande sy deel kan hê. Ons het 'n geneigtheid om te maak asof dele in die Bybel soos hierdie eintlik nie bestaan nie. Of ten minste ons het 'n geneigtheid om dit so af te water, dat dit eintlik op die ou end alle betekenis verloor. Dit verloor die skok van wat dit veronderstel is om te hê. Om 'n voorbeeld te gebruik, mense praat baie vandag van Jesus as liewe Jesus. Veral as mense vir kinders leer hoe om te bid, dan leer hulle vir kinders om die Here Jesus aan te spreek as liewe Jesus. En daar is 'n sin waarin dit dalk 'n plek het. God is liefde, ons lees dit in 1 Johannes 4. God is liefde. En Jesus is die volkome openbaring van God se liefde. So daar is 'n sin waarin ons dalk kan ten minste tyd hê vir iemand wat sê Jesus is die volkome openbaring van God se liefde. Maar ons moet in ag neem, hierdie selfde God wat volkome liefde is, sê vir ons in Deuteronomium 32 vers 39 tot 42, ek maak dood en maak lewend. Ek het verbrysel en ek genees, en daar is niemand wat uit my hand red nie. As ek my glinsterende swaard skerp gemaak het en my hand na die straf gerig gryp, sal ek wraak oefen op my teestanders en my haters vergelde. Ek sal my pyle dronk maak van bloed en my swaard sal vlees eet, van die bloed van hom wat verslaan en gevang is, van die kop van die vyand se aanvoerders. Dit is dieselfde God wat daar praat. Dieselfde Here wat liefde is. En dieselfde Here Jesus wat ook God se liefde vergestaalt. In Openbaring 19 lees ons van hom, hy is die ridder op die wit perd wat ook 'n swaard het en hy maak soveel vyande dood dat hy vir al die voëls van die hemel sê, kom eet hulle liggame. Hy sê vir die aasvoëls, kom eet die dooie liggame, die lyke van die vyande wat ek nou net verpletter het. Dit is dieselfde God, dieselfde Here Jesus. En ons moet dit in ag neem. Wat maak ons met hierdie God? Wat maak ons met hierdie koning wat so konfronterend is? Wat sê, dit is hoe my vyande opeindig. Dit is wat ek met hulle doen. My swaard word dronk van hulle bloed. Wat maak ons met hom? Sien, dit is dalk moontlik dat u gril vir dit wat beskryf word daar in vers 24. Vers 24 sê, God se volk sal gaan trap in die bloed van hulle vyande. Daar sal van die bloed van die vyande op hulle kom. Die toneel eintlik wat daar geskets word is asof God sy vyande in sy stad ingebring het. Hy het hulle tereggestel en die bloed loop in die strate af. Dit is die idee. Die bloed loop in die strate af en die mense wat in die strate stap, dit kom tot by hulle voete. Hulle trap in daardie bloed. En hulle honde eet die vyande op. Wat maak ons met dit? Dalk voel u, dit is 'n grillerige prentjie, dit is ongemaklik, dit is vreemd. Maar dit is in die Bybel. Dit is in God se woord. Wat maak ons daarmee? Dit moet ons konfronteer met die werklikheid van God se oordeel. Dit moet ons konfronteer met die feit
dat God se oordeel bloedig is, maar nie net sy oordeel nie, ook sy verlossing. Want hierdie deel het begin en het gesê, God is vir ons 'n God van verlossinge. Geliefde, besef u dat God se verlossing bloedig is. Sy verlossing is bloedig. En jy sien dit nêrens duideliker as aan die kruis van Jesus Christus nie. Waar wil jy 'n meer bloedige toneel sien as dit? Jesus Christus wat gegeesel word, wat aan die kruis vasgespijker word, wat vir ure daar hang in sy lyding en sy bloed vergiet om ons sondes te versoen. God se verlossing is altyd bloedig. Hebreërs 9 vers 22 sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. God se verlossing is altyd bloedig. En dit wat hier beskryf word, is in wese nie veel anders as dit wat ons vandag gedenk nie. As u gril vir die gedagte dat 'n mens se voet in bloed gedruk moet word, die evangelie kom sê vir ons nie net jou voet nie, maar jou hele lyf. Ek moet bedek word met die bloed van Jesus. En hier vanoggend kom sit ons by sy tafel en ons kry sy bloed, nie net op ons voete nie, maar op ons lippe, op ons tonge, in ons mond. Die wyn wat heenwys na sy bloed. Sien daar aan die kruis van Jesus Christus, sien ons hoe God sy vyande oordeel. Hy oordeel vir Jesus Christus as sy vyand, nie omdat hy sy vyand is nie, maar omdat hy die sonde van God se vyand, wat ons van nature is, op homself geneem het. En daar sien ons, daar aan die kruis van Jesus Christus, sien ons dat God se verlossing 'n bloedige verlossing is. En vanoggend gedenk ons dit. Ja, ons moderne sensibilities, soos die Engelse sê, is om te sê, nee, ek hou nie van hierdie idee nie, ek hou nie van hierdie God wat so bloedig is nie, maar die Bybel sê vir ons, besef hoe ernstig die sonde is, besef dat daar bloedvergieting moet plaasvind, om ons sondes te vergewe, ons wat hier sit, ons moet dit weet. Jesus se bloed moes vergiet word, want ek is van nature 'n vyand van God. As dit nie vir sy bloed was nie, was dit my eie bloed. Dan was ek daar op die oordeelsdag, en ander mense het getrap in my bloed. Want dit is hoe skuldig ek voor die Here staan. So kom vandag na die Here, besef ons is bedek in die bloed van Jesus Christus, en ons kom om daarin herinner te word, dat sy bloed vergiet is, as 'n volkome versoening vir al ons sondes. En dit is waarvoor ons God vandag eer, vir sy bloedige verlossing. Maar in tweedens, ons eer hom ook vir sy kragtige oorwinning. Ons eer God vir sy kragtige oorwinning. Ons sien dit daar in vers 25 tot 29. So vers 25 tot 29 vertel ons van God se oorwinning. God word beskryf as 'n koning wat uitgetrek het na 'n groot geveg, en nadat hy die geveg gewen het, kom hy terug na sy stad en trek deur sy stad in 'n groot feestelike triomftog met die res van sy volk agter hom aan. Dit is hoe God hier beskryf word. Hoor wat sê vers 25. O God, hulle sien u optogte, die optogte van my God, my koning in die heiligdom. God het 'n triomftog, en dit is sigbaar vir God se volk om dit te sien. Vers 26 tot 28 vertel dan hoe God se volk saam met hom optrek in sy triomftog. Vers 26 tot 28 sê, vooraan gaan die sangers, daarachter die snaarspelers, tussen jong meisies in wat die tamboerijn slaan. Loof God, die Here in die vergaderinge, julle wat is uit die fontein van Israel. Daar is Benjamin, die kleinste wat oor hulle geheers het, die vorste van Juda, hulle menigte, die vorste van Sebulon, die vorste van Naftali. God se volk is deel van sy triomftog. Van Sebulon en Naftali in die noorde, tot Benjamin en Juda in die suide. God se hele volk trek op in 'n feestelike oorwinningsoptog om bly te wees dat God die stryd gewen het. En dan vers 29 sê, jou God het jou sterkte gebied, betoon u sterk, o God, wat vir ons gewerk het. Ons moet God se krag sien in die oorwinning wat hy behaal het. Wat moet ons hiermee doen? As ons dit vra, hoe moet ons hierdie verstaan? Wel, onthou daar die frase op die R1 muntstuk. Soli Deo Gloria. Ons moet besef, die rede waarvoor ons as God se volk, sy kerk bestaan, die rede is om hom te eer. Om deel te neem aan sy feestelike triomftog. In ons hele lewe is ons agter hom op pad, besig om fees te vier, besig om bly te wees, besig om te juig
oor die oorwinning wat hy behaal het, die oorwinning oor die dood, die oorwinning oor Satan, die oorwinning oor die wêreld, die oorwinning oor al sy vyande. Dit is waarvoor ons bestaan. Sodat my hele lewe kan sê, Soli Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Kom ons maak dit prakties. Wat beteken dit vir my om so te lewe? Heel eerste beteken dit, ek moet sonder versuim al die sondes waarvan ek weet in my lewe stop. Ek moet dit doodmaak, ek moet dit vernietig. Daardie is klein vyande van God en dit moet doodgemaak word soos al God se vyande doodgemaak moet word. Dit moet vernietig word. Ek moet ophou om daarmee te flankeer. Ek moet ophou om dit uit te stel. Ek moet ophou om te sê, ja, ek sal later op. Nee, stop dit. En natuurlik doen ek dit nie deur my eie krag nie. Ek kan dit nie deur my eie krag doen nie. Dit is deur die krag van die Heilige Gees. Dit is terwyl ek heeltyd weet, God het my reeds hiervoor vergewe ter wille van die bloed van Jesus, maar nogtans moet dit gestop word. Ek kan nie volhard in daardie sondes nie. Om tot eer van God te lewe beteken, ek maak erns daarmee om hierdie sondes uit te wis. Ten minste al die sondes waarvan ek nou weet, ek moet dit los. Ek moet dit laat staan. Dit is vyande van God. Dit is die eerste ding. Die tweede ding, ons as gemeente moet ook begin om werklik ons aanbidding van die Here op 'n Sondag ernstig op te neem. Dit wat ons hier doen is ons kom eer die Here. Dit is in die naam. Erediens. Dit is 'n diens van ere. Ons kom elke Sondag om na die huis van die Here op te trek, hier voor hom te staan en om te eer in alles wat ons doen. Alles wat ons hier doen moet die Here eer. Dit moet 'n pragtige loflied wees tot sy eer. Dit moet sê Soli Deo Gloria, Sondag na Sondag. Sondag is die ankerpunt van ons week. Dit is waar ons kom om die meeste gewig aan God te gee, week vir week. Alles anders wat ek in hierdie week gaan doen, moet draai rondom die Sondag, die opstandingsdag, die eredag aan die Here. En die derde ding dan, God se eer moet 'n effek begin hê op my gesin. Op my gesin. My gesin moet begin om so te leef dat Soli Deo Gloria ook die gesegde is, die slagspreuk is van my gesin. Wat beteken dit? As ek spesifiek met die manne kan praat, as man is u die verbondshoof van die gesin. Dit beteken u het die verantwoordelikheid om huisgodsdienst te hou, om die gesin te lei om die Here te aanbid, om hom te verheerlik, om hom te eer. En ja, ek weet ons is besig by die werk, ek weet ons het baie dinge om by uit te kom, ek weet dit is moeilik, ek weet ons is nie altyd lus nie. Maar die vraag is dit vir u 'n belangrike ding om u gesin daarin te lei om ook die Here te eer? Daar in Deuteronomium 6 gee die Here vir ons die opdrag om ons kinders te leer van die Here. Die vraag is, dink ek dit is genoeg om my kinders net na 'n Christelike skool te stuur? Dink ek dit is genoeg om hulle net Sondag verbondsonderrig toe te bring en dan in die kerk te sit met hulle? Besef ons dat dit meer van ons eis, dat ons ook ons gesinne moet lei in huisgodsdiens. Sien geliefdes, om die Here te eer met alles wat ons het, is nie altyd maklik nie. Maar wat het ons gedink toe ons Christene geword het? Dat dit altyd maklik gaan wees? As iets wil hê wat maklik is, dan gaan sny die gras. Moenie 'n Christen wees as jy dink dit is maklik nie. Dit is nie maklik nie, dit verg opoffering, daar is moeite, daar is opofferings wat ons moet maak, daar is tyd wat ons in dit in moet sit, daar is soms dat ek moet sê, ek gaan nou nie hierdie ding kan doen wat ek eintlik wil doen nie, want ek weet ek het 'n verantwoordelikheid as 'n Christen. En ja, heeltyd is dit terwyl ek die genade van die Here in ag hou, heeltyd weet ek doen dit nie omdat ek so probeer om God se guns te verdien nie, ek probeer nie myself in die hemel in werk nie, maar God sê, hier is dinge wat ek moet doen. Ek moet aan hom gehoorsaam wees, ek moet hom eer. Ek moet leef sodat my hele lewe en my gesin se lewe en ons gemeente se lewe en uiteindelik ons volk kan getuig daarvan, Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. Dit is regtig hoe 'n volk verander word, geliefdes, as ek as persoon begin om God se eer die hoogste te ag en
In ons gesin begin ons om die eer van die Here die hoogste te ag en in ons gemeente begin ons om alles wat ons doen word ondergeskik gestel aan hierdie doel, Soli Deo Gloria, en dan, soos gemeentes dit oor die hele wêreld en ook oor die hele Suid-Afrika doen. So verander 'n volk en uiteindelik het ons 'n volk wat nie net op 'n muntstuk ergens skryf Soli Deo Gloria nie, maar dit is die getuienis van alles wat hulle doen. Dit bring ons by die derde punt, eer God vir sy wêreldwye koningskap. Ons sien dit daar in vers 30 tot 32. Vers 30 tot 32 skuif dan 'n bietjie die prentjie, dit vertel vir ons van die heidene nasies, en dit is 'n oproep aan die heidene nasies om ook te kom en die Here te eer, om deel te neem aan die eer wat God se volk vir hom moet bring. So hoor wat lees ons daar in vers 30. Terwille van u tempel in Jerusalem sal die konings aan u geskenke bring. Van watter tempel praat dit? Tot 'n mate praat dit van die tempel van Salomo, want ons lees in die Bybel dat konings en spesifiek die koningin van Skeba baie geskenke gebring het na Salomo en na sy tempel toe. Ons lees daarvan in 2 Kronieke 9. Maar op die ou end is daardie tempel deur 'n heidense koning vernietig en die skatte uit daardie tempel is deur die koning self gevat terug na sy eie land, Nebukadneser. Ons lees daarvan in 2 Kronieke 36. So op die ou end verlang hierdie Psalm na 'n groter, meer volkome tempel waartoe die nasie sal toestroom en die konings van die nasie sal kom met hulle geskenke. En die Bybel vertel vir ons daardie tempel is Jesus Christus self. Jesus noem sy eie liggaam God se tempel in Johannes 2 vers 21. Hy sê sy liggaam is God se tempel, sy liggaam is die woning van God, sy liggaam is die plek waar God en mens bymekaar kom, want hy is ware God en hy is ware mens. Sy liggaam is God se tempel. En dan moet ons weet, die Bybel praat ook van ons as Jesus se liggaam, nie waar nie? Die kerk is mos Jesus se liggaam. Die kerk is die tempel van die Heilige Gees. Die kerk is hierdie tempel waarvan gepraat word, waartoe die nasies toestroom, waartoe die konings van die nasies kom met geskenke in hulle hande. Wat beteken dit? Ons leef in 'n tyd waar mense gewoond geraak het aan die idee dat die kerk 'n armsalige bedelaarsvrou is wat haar hande moet uitsteek vir almoses van die vername mense in die wêreld. Maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê nee, die kerk is 'n pragtige koningin, die bruid van Jesus Christus, en die konings van die wêreld moet na haar toe kom, optrek na God se tempel en self geskenke bring. Dit is die prentjie wat die Bybel hier vir ons teken van die tempel van die Here, die tempel in Jerusalem, die nuwe verbond tempel van die kerk. En dan vers 31 tot 32 skets vir ons dieselfde prentjie. Dit vertel verder van hoe God koning kraai ook oor al die heidene nasies. Ons moet raak sien, God is nie net die koning van Israel nie, hy is nie net die koning van die Afrikaners nie, hy is die koning van al die volke en tale en stamme en nasies. Hy is 'n wêreldwye koning en God moet geëer word vir sy wêreldwye koningskap. Vers 31 sê, dreig die wilde gedierte van die riet, die trop stiere saam met die kalwers van die volke. Dit gebruik beeldspraak. Die wilde gedierte van die riet verwys na Egipte. Egipte was bekend vir hulle riete gewees. Die trop stiere verwys na die konings van die heidense nasies en die kalwers verwys na hulle onderdane. Jy kan daaraan dink, 'n bul is 'n groter een, 'n kalwer is 'n kleiner een. So verwys na die konings en hulle onderdane. En dan vertel dit vir ons dat God hulle sal verstrooi. Hy het die volke verstrooi wat lus het in oorlog. Vers 32 sê dan, edele sal uit Egipte kom, kus sal haastig sy hande uitsteek na God. Wat moet ons daarin raak sien? Eer God vir sy wêreldwye koningskap. Eer God vir sy wêreldwye koningskap. Elke stam en taal en nasie moet leef onder die vaandel van Soli Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Die vraag is,
Neem ons die beloftes van die Bybel ernstig op. As die Here vir ons vertel van die nasies en die konings van die nasies wat toestroom na die kerk toe, neem ons die beloftes van die Here ernstig op. As hy hier vir ons sê, edele sal uit Egipte kom, kus sal haastig sy hande uitsteek na God, glo ons hom. As die Here Jesus vir ons sê in Matteus 13 vers 32 dat sy koninkryk besig is om stadig maar seker te groei soos 'n klein mosterdsaadjie wat 'n groot boom op die oomblik word, glo ons hom. Of as die Here vir ons sê in Jesaja 11 vers 10 dat die nasie sal vra na die wortel van Isaïe wat daar staan as 'n banier van die volke, glo ons dit. Ja, ons weet dit lyk nie so in Suid-Afrika nie, ons weet dit lyk nie so as ons om ons kyk nie. Oral waar ons kyk sien ons kerke wat doodloop, oral waar ons kyk sien ons deure wat toegemaak word, oral waar ons kyk sien ons dat die kerk agteruit gaan. Maar die woord van die Here sê nee, dit is nie wat God se bedoeling is nie. Hy is besig om sy volk te versamel uit al die nasies van planeet Aarde. En hier sit ons as 'n getuienis daarvan. Hier sit ons. Meeste van ons se voorouers was nie Hebreërs nie. Ons kom uit 'n heidense nasie, die Germaanse barbare, manne wat demone aanbid het. Dit is ons voorouers. En God het ons gelei deur sy Gees om na sy tempel toe te kom, om deel te word van sy tempel, om in sy kerk in te kom. En hier sit ons vanoggend, by die liggaam van Jesus wat gebreek word. By die brood en die wyn. Hier sit ons as 'n getuienis daarvan dat God dit kan regkry om nasies na sy kerk toe te bring. Hier sit ons as 'n getuienis daarvan. En as God dit met ons kon regkry, waarom sal hy dit nie regkry met alles en almal waarvoor hy dit bedoel nie? Kom ons sluit af. Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. Eens was dit geskryf op 'n R1 muntstuk. Ons regering het vir ons gewys dat hulle nie wil leef onder hierdie slagspreuk nie. Op soveel verskillende maniere wys hulle vir ons elke jaar dat hulle nie wil leef tot eer van die Here nie. Maar die vraag is, wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir die Afrikaners? Wat beteken dit vir AP Kerk Grootfontein? Wat beteken dit vir my gesin? Wat beteken dit vir my? Soli Deo Gloria. Ons sien hier, ons moet God eer vir sy bloedige verlossing. Ons moet God eer vir sy kragtige oorwinning. En ons moet God eer vir sy wêreldwye koningskap. Soli Deo Gloria. Amen. Ons gaan nou voort om die sakrament van die nagmaal te bedien. Daar is verskeie mense wat aansoek gedoen het om deel te neem, om ook die nagmaal saam met ons te gebruik. Ons wil eerstens sommige lidmate wat vandag verwelkom sal word noem. Hulle is ook natuurlik welkom. Hulle is reeds word verwelkom in die gemeente en daarom kan hulle ook vandag saam die nagmaal gebruik. Broeder Petrus en Suster Nolien Terblanche vanaf die NG gemeente Mariko en broeder Dian Stein vanaf die AP Kerk Orania, baie welkom vir almal van julle. Ek sien julle is hier, baie welkom hier en u is welkom die nagmaal saam met ons te gebruik natuurlik. Dan ook besoekers, ons nooi dan ook vir broeder Cleon en Suster Linda Grobler om die nagmaal saam met ons te gebruik. Ons ook tannie Fransie Klaasen, ons nooi haar ook, en Suster Marita de Tooi en broeder Marco Janse van Vuren. Ons nooi u graag om die nagmaal saam met ons te gebruik. Geliefdes in die Here, die nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis.
Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou moet ons weet, wat is die wese van die nagmaal? Daar is verskeie eienskappe waarvan ons moet weet. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn, roep die gemeente hom die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie, en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is ook 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Matteus 26 vers 26 en 28. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is ook 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. 1 Korintiërs 10 vers 17. Die nagmaal is ook 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. 1 Korintiërs 11 vers 26. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is ook 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan sy gemeente. En laastens, die nagmaal is ten slotte ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Wat is die boodskap en die vrug van die nagmaal? Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles gelei het en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Wat is die voorbereiding vir die nagmaal? Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is
en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen. Daar word nou geleentheid gegee vir die voorbereiding van die tafel, terwyl ons sing uit Psalm 136. Ons sing Psalm 136 vers 1, 18, 19 en 20. Dit is alles kort verse, ons sing 4 van hulle. Psalm 136 vers 1, 18, 19 en 20. Terwyl die tafel gaan voorberei word, as die tafel gereed is, terwyl ons nog sing, die mense met wie daar gereël is dan word dan uitgenooi ook. U kan solank u sitplekke by die tafel inneem. So ons sing Psalm 136 vers 1, 18, 19, 20. Die tafel word voorberei. As die tafel gereed is, terwyl ons sing, kan u wat meer gereël is, u sitplekke by die tafel kom inneem. Terwyl ons almal so sit, doen ons nou 'n tafelgebed. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging, waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Aangesien die Here ons siele nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam met dankbaarheid sy naam van harte prys met die woorde van die volgende skrifgedeelte. U het, o Here, 'n welbehae gehad in u land. Die lot van Jakob het u verander. U het die ongeregtigheid van u volk weggeneem, ja, al hulle sondes bedek, Sela. U het al u grimmigheid teruggetrek. U het u van die gloed van u toorn afgewend. Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig toornig wees teen ons, u toorn laat duur van geslag tot geslag. Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u kan bly wees nie. Laat ons u goedertierenheid sien, o Here, en gee ons u heil. Ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons doen nou 'n dankgebed vir die Here. O Here, onse God, ons dank U, ons loof U, ons prys U, ons eer U. U het voor tyd begin het, voor die skepping van die wêreld, het U ons uitverkies en U het U seun gestuur om in hierdie wêreld in te kom en aan die kruis te sterf vir ons sondes. Van nature is ons U vyande, want ons het gesondig. Van nature verdien ons U oordeel, maar Hy het gekom en Hy het dit in ons plek gedra. Sy bloed is gestort en sy liggaam is gebreek, sodat ons sondes versoen kan word. Ons dank U daarvoor, ons prys U daarvoor, ons loof U daarvoor. Dankie, o Here, dat ons mag uitsien na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Dankie dat ons nou alreeds mag fees vier met die oog op daardie grootse fees. Wees tog met ons, lei ons as gemeente, o Here, om in alles wat ons doen te leef onder hierdie slagspreuk en hierdie wens. Soli Deo Gloria. Aan God alleen alle eer. Ons bid dit nie omdat ons dit enigstens verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. U kan nou weer die plekke gaan inneem. En dan gaan ons die loflied sing. As ek reg is daar nou ook die offergawe soos na die tyd. Ons gaan dan die loflied sing, gesang 201, gesang 201 en ons sing daar vers 1 en 2, gesang 201, dit gaan oor die oorwinning van die Here. Ons loof hom vir sy kragtige oorwinning, soos ons ook gesien het in Psalm 68. Kom ons sing gesang 201 en ons sing daar vers 1 en 2.
Die Here stuur ons weg om onder sy seën en tot sy eer te lewe. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.